Solidariteit kondig optrede teen president Cyril Ramaphosa aan oor minagting van die hof en LER bekommerd oor beweerde lyfstraf by 'n skool in Pretoria. Goeiedag, dit is vandag die 23ste April. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Solidariteit het aangekondig dat hy die hof gaan nader om president Cyril Ramaphosa as staatshoof skuldig te bevind aan minagting van die hof. Volgens Solidariteit volg die stap nadat die regering 'n skikkingsooreenkoms tussen Solidariteit en die regering oor rassewetgewing verbreek het. Die vakbond het Ramaphosa in 'n skrywe aangemoedig om die ooreenkoms van 28 Junie 2023 te implementeer om regstappe te vermy. Die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, sê die ooreenkoms is destyds 'n bevel van die hof gemaak. Ingevolge die hofbevel moet die ooreenkoms saam met die regulasies van die wet op billike indiensneming, wat reeds in 2023 ontwikkel is, gepubliseer word. Die finale regulasies is op 15 April vanjaar gepubliseer, maar net enkele bepalings van die ooreenkoms is egter gepubliseer. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens se nuwe 5-jaar omkeerplan sluit die moontlikheid van privatisering in deur 'n strategiese ekwiteitsvennoot te werf. Die plan is reeds by staatsdepartemente ingedien. Na miljarderand se staatssteun en 'n sakereddingsproses dui SAL se rigting nou op 'n meerderheid privaat eienaarskap aan. Kritici meen die SAL moes al lank gelede verkoop word weens die nadelige uitwerking wat hy op die staatskas oor die afgelope 20 jaar gehad het. Geen verdere staatsreddingsboeye word in hierdie stadium vir die SAL beplan nie. Die VF+ sê die EFF se eis om Orania te ontbind ten sterkste verwerp nadat die EFF gister 'n memorandum by die kantoor van die Noord-Kaapse premier oorhandig het. Die EFF beweer Orania is ongrondwetlik en bedreig Suid-Afrika se eenheid. Volgens die VF+ is selfbeskikking 'n geldige en grondwetlike reg van minderhede. Die party meen ware nasionale eenheid word bevorder wanneer minderhede ruimte kry om hulle kultuur vrylik uit te leef. Volgens die VF+ LP en die party se leier in die Noord-Kaap, Dr. Wynand Boshoff, is Orania meer as net 'n dorp. Hy meen dis 'n instelling wat vryheid verteenwoordig. Die LER vir onderwys in Gauteng, Matome Chilwane, is bekommerd oor beweringe dat lyfstraf nog deur die skoolhoof van die Madisong Hoërskool in Hammanskraal toegedien word. Volgens die departement het sommige leerlinge na vore gekom met beweringe dat die skoolhoof hulle fisiek aanrand as 'n vorm van wat hy beskou as lyfstraf. Volgens Chilwane is 'n interne ondersoek tans aan die gang en is ouers gevra om die gevalle by die polisie aan te meld. Hy het personeellede herinner dat lyfstraf teen Suid-Afrika se wet is en dat enige vorm van lyfstraf baie ernstig opgeneem sal word. Dis dan die einde van vandag se nuusbulletin. Gesels gerus saam hieronder in die kommentaarafdeling en laat weet my, dink jy lyfstraf moet nog by skole toegepas word? Partykeer moet mens net hierdie oorwas warm kry, sodat die kinders beter kan hoor. Ek sal graag wil hoor wat jy sê hieronder in die kommentaarafdeling. Ons is môre weer terug met nog vars nuus. Van my kant af, totsiens.